verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid, halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Een hartelike goeie aand, dit is Sondag aand, dit is Kruiskyk. Hoe wonderlik is dit om met jou te kan gesels, en wat 'n voorreg is dit, om dit te kan doen. En ja, nou ek het nou gesê, net voor hierdie opname, dit is ons 3de poging, dat ek het korrigeer, dit is ons 4de poging. Ek was nou so amper 8 minute in die recording en toe wys my vrou vir my die camera recording. Is hy nou reg my vrou? Daar sy, dis Sondag aand, Kruiskyk, lekker om met jou te kan gesels. Wat 'n voorreg is dit vir ons om met jou te kan gesels. Baie dankie dat jy kyk en baie dankie Kruiskyk vir die platform. Ek wil julle net herinner dat ons wel ek wil nou sommer sê, ons het sommer al klomp voice clip luisteraars bygekry vir ons Kruiskyk kykers. As jy ons stemboodskappe elke oggend wil ontvang, stuur vir ons 'n WhatsApp, die nommer is agterna op hierdie skerm. En ja, nou oké, laat ek gou in hierdie ding inkom. Hierdie ding is 'n onderwerp waaroor ek wil praat, wat as jou naam geskryf is in die boek van die lewe, wil ek vir jou sê, you will be confronted by this. The devil never attacks and fights a nobody. So hier is baie belangrik dat jy hierdie sal besef vanaand, soos nodig. Ek het nou op Woensdag wat terug is, het ek ons biduur, het ek oor hierdie onderwerp gesels, meer as 'n teaching, en so ek weet nie hoe gaan ek het oordra vanaand aan jou nie, maar kom ons sê eerder meer as 'n teaching vanaand, want you can never unhear what you have heard, en hierdie woord is, glo ek, is deur die Here gegee om ons voor te berei. Nou ek gaan nie nou 'n skriflesing lees nie, ek gaan eers so jou vertel, hier uit Rigters 13, jy kan dit self gaan lees, maar ek gaan wel nou 'n vers lees, so in die middel, amper aan die einde van hierdie boodskap, wat ek eintlik vir jou wil sê, werklik 'n bietjie anders te om, maar verdra my, jy sal nou verstaan. Nou in Rigters 13 praat God met Manoag se vrou, en hy sê vir haar dat jy gaan 'n seun baar, en hy lê die reëls neer, eers gee die belofte, hy sê, dis die belofte, maar onthou, elke belofte van God in die woord het 'n voorwaarde, hy gee 'n belofte, hy sê, jy gaan 'n seun baar, hy gaan 'n rigter wees, en hy gaan my mense, he's gonna save my people. Maar die voorwaarde is, hy sal 'n Nasareëner grootgemaak word, sy hare mag nie geskeer word nie, en wyn en sterk drank mag hy nie oor sy lippe bring nie. Nou that's it, Manoag, sy vrou kry die vision, sy deel op met hom, hy glo haar nie, God verskyn aan Manoag, gee hom dieselfde vision, Manoag vrees en hy sê, maar ek sal sterwe, want ek het God gesien. Nou hier is die ding wat ek gou met jou wil deel vanaand. Die onderwerp is onderskei die regte vyand. You will never be able to fight effectively as long as you do not know what enemy to fight. The greatest enemy, die grootste vyand, is nie jou bure, iemand in die kerk, of iemand by die werk, of iemand waar ook al nie. Ons grootste vyand is onsself, want as jy besluit dat ek gaan die Here dien, is daar geen demoon, duiwel of wat op hierdie aarde, wat jou kan keer om hom te dien nie. Daai wil wat God vir my en jou gegee het, kan geen mens, geen duiwel onder my nie. So, baie belangrik, onderskei die regte vyand. Dus Samson was geroep voor sy geboorte. Nou Paulus skryf dieselfde, hy sê, voor die grondlegging van die aarde, sê die Here dat ek jou geken, I have chosen you, I have ordained you. So voordat Samson daar was hy gekies, maar met God se verskyning aan sy moeder, was die belofte dat hy 'n Nasareëner sou wees, wie God se mense sou verlos. Nou is baie belangrik, dat al het God gesê, dat hy mag nie, sy hare mag nie geskeer word nie, was Samson se krag, was nie in sy hare nie, maar die hare
was net 'n bevestiging, die lang hare, was 'n bevestiging van die verbond. Maar die krag van Samson sou gewees het in sy gehoorsaamheid teenoor die verbond. Solank as wat hy die verbond onderhou het, sou hy kragtig wees. Nou, ek het dit by ons biduur gesê, dat dit is baie belangrik dat ek en jy besef, dat die sigbare dinge, Samson het die sigbare dinge, het hy geonderhou. Met ander woorde, hy het nie gedrink nie, en hy het sy hare geskeer. Dis die maklike gedeelte. En ek dink baie keer, that's where religion come in. And I've said this so many times, God will not respond to religion, He will respond to your need, or to your brokenness. Nou wat ek probeer sê, is, ons moet baie versigtig wees, dit is so, ons moet soos kinders van die Here ryk, ons moet soos kinders van die Here lyk, ons moet soos kinders van die Here praat. Hierdie is sigbare goeders. Ek bedoel, ek is nog al die jare, mense wat my nou jare ken, sal weet, ek is baie gesteld op dit. Ek is gesteld op netheid, veral wanneer dit kom by Godse dinge, Godse gebou, Godse plek, en al die goedes. Ek is gesteld op. Hier is alles sigbare dinge, wat mooi is, en wat reg is. Jy moet reg staan, jy moet reg praat, jy moet reg optree, alles. Maar, al hierdie sigbare dinge het Samson onderhou. Maar wat die mens nie gesien het nie, is dat Samson het bietjie vir bietjie met sy hart stelselmatig van God af begin wegdryf deur sy optrede. Hy het ook alles reg gedoen, sy hare was lang, hy het die wyn en sterk drank gedrink nie. As die ouers vir Samson gesien het, het hulle Samson gevrees, want dit is hoe hy gelyk het, en hy was 'n Nasareëner. En wat ook belangrik is om te besef is dat Samson het nie oornag veragter nie. En sal ek eerder sê, oornag die teenwoordigheid en die teenwoordigheid van die Heilige Gees verloor nie. Nou, hierdie het ek al baie gesê, en ek sê dit baie, you grow, jy groei, een opoffering op 'n slag. You grow one sacrifice at a time. You backslide one compromise at a time. So aan die ander woorde, jy groei, een opoffering op 'n slag, jy val terug, een kompromie op 'n slag. Nou, hier is die ding waaroor ek so vinnig wil praat, is vir baie jare, ek self, pastoor, jy ook wat kyk, en dit is nie verkeerd nie, ek bedoel, die Here sal ons nie 'n verkeerde boodskap gee nie, maar was daar baie aandag gesit en geplaas op Delilah, wie, sy was die oorsaak dat Samson geval het. Nou laat ek dit gou dadelik regstel vir jou. Geen mens kan jou laat val as jy nie wil val nie. Ek weet dat die Bybel sê dat die regverdige struikel 7 keer en hy staan elke keer op. So, struikel is daar. Maar ek wil vir jou sê, geen mens kan jou nie laat kerk toe gaan nie. Geen mens kan jou stop om te bid nie. Weet jy, oomblikke voor ek hierdie opname gemaak het, toe sit ek hier so en ek kyk gou 'n video oor 'n lied wat gesing word oor Psalm 1. Dit is, ek wil dit weer luister. Ek wil, hoe sing jy 'n lied en bid vir 1 uur en 18 minute lank oor een psalm? Julle ouens, dit was nou eintlik awesome gewees. Maar wat ek probeer sê is, niemand kom my keer om hier te sit en daarna te luister nie. So Samson se veragtering in sy hart teenoor die Here het so stelselmatig gebeur. En die realiteit is, Samson het nie die salwing oornag verloor nie. En wanneer ek praat van die salwing, is dit nodig vir my om dit te sê op hierdie uitsending, dat in die Ou Testament was die Gees van die Here nie in hulle nie, soos die Gees van die Here was op hulle, op Samson, op Dawid, op Josef. Verstaan? In die Nuwe Testament is die Gees van die Here deur die uitstorting binne in ons. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in. My liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. So ek wil dit duidelik stel. Maar die salwing wat op Samson was, het nie oornag het Samson dit verloor nie. Hy het aangeraak. He touched things wat God nie gesê het jy mag gaan vat nie, en hy het verhoudings nagejaag wat God hom na toe gestuur het. En hier is die punchline. He became comfortable flirting with temptation. So asof hy hierdie speletjie speel. Hy speel hierdie speletjie. En hier is die gevaarlike ding. Baie pastore vandag is vandag nie meer in die bediening nie. Baie kinders van die Here is vandag nie meer in die kerk nie. Want as die oordeel
oor die verkeerde nie dadelik oor ons gevel word nie. Moenie dink dat God is okay met dinge waarmee ons baie keer besig is nie. Sy oorwinning, en hier is die ding, flirting with temptation. Ek dink ek moet net gou terug gaan na dit toe. Hier is 'n dodelike ding. Besop vir daai geselsies met die sekretaresse, hoor, en besop vir daai WhatsAppies wat jy so onskuldig stuur, en daai fotootjies wat jy vir jou vrous by die huis, honderde kilometers van jou af, en jy flirt met iemand in 'n ander dorp. Besop vir hierdie tipe goeders, en omdat jy dan nog steeds die salwing het, en omdat jy nog steeds sterk is, dink ons baie keer, that God is fine with it. Dat God sien dit nie raak nie. En dis hierdie ding waarmee Samson begin besig geraak het. En wat baie belangrik is dat sy eie oorwinnings, sy triomf wat hy bereik het, keer op keer, het eintlik op 'n keer Samson se grootste vyand beginne word. Pasop vir een ding, en dit is hoogmoed, pride, trots. Pasop dat jy, pastoor, as die Here jou begin seën, ek het dit gedoen, en ek het dit gedoen, en ek het dit gedoen, en ek het dit, pasop, God deel sy eer met niemand nie. If God uses you, sê Johannes, ek moet minder word, daai ek moet minder word, sodat hy kan meer word. En ek sê weer, onderskei die regte vyand, onderskei die regte vyand, en hy sê gou baie mooi, trots, hoogmoed, has got a voice. Hoogmoed sê vir jou, ag weet jy wat, niks sal gebeur nie. Want jy is maar 'n pastoor, jy het 500 lidmate in jou kerk, of jy het 5000 mense in jou kerk. Ag weet jy wat, niemand het gesien wat jy doen nie. Ag weet jy preek Sondag. Jy preek Sondag, pastoor, en raai wat, mense klap nog steeds hulle hande, mense skree uit die banke uit, prys die Here, terwyl jy besig is met onheil, en omdat die vonnis oor dit nie dadelik volbring word nie, en oorgebring word nie, dink ons baie keer as kom weg met dit, you are still gifted, jy flirt met temptation, but you are still gifted, jy preek nog, jy speel nog orgel, jy sing nog voor, en mense klap nog steeds hulle hande vir jou. En daai is die grootste ontnigtering wat mense gaan tref wanneer die Here kom, wanneer hy sê gaan weg, ek is jou nooit geken nie. Maar jy het bedien, en mense het op die Here uitgekom, terwyl jy geflirt het met temptation. Samson het 'n bonatuurlike gawe gehad, maar luister gou baie mooi, jou gawe is nie 'n plaasvervanger vir heiligmaking nie. Hoor, ek wil weer vir jou sê, die feit, broer, dat jy kan goed preek, en jy kan mooi sing, en jy kan hierdie goed doen, is not a replacement for holiness. Heiligmaking is die grootste van hulle alles. Vra jy vir hierdie pastoor, hoor. Ons het ook al gedink in ons bediening. Weet jy wat, die Here seën ons kerk sit vol, en ons breek het op bars het ons nate uit, en. Dan sit ons baie keer, dan vir my vrou sê, weet jy, as die Here ons nie help nie, is ons altyd op pad hel toe. Jy het baie keer hy wake-up call nodig, nee. Die gevaar was nie Delilah nie, hier is die ding. Die gevaar was nie Delilah nie. Samson het sy eie gevaar geword, want hy het geglo dat sy gawe is verhewe bo gehoorsaamheid. Ja, hy sny nie sy hare nie, hy drink nie wyn nie, maar hy doen al die ander goed verkeerd. Hy raak hoogmoedig in homself, hy ruk stadspoorte uit van 150 pare jakkosse, hy doen al die goeders. En hier is die ding wat ek gou vir jou wil lees. In hoofstuk 16, 4 keer gaan hy in die skoot van Delilah, 3 keer lieg hy vir haar. Come on, you can never justify a lie. Hy lieg vir haar, hy speel hierdie, hy flirt, hy speel hierdie speletjie met haar. Pas op hierdie speletjies wat ons baie keer speel. Hy speel hierdie, hy flirt, en die 4de keer kon hy haar gesaanlik nie meer hou nie, en hy skeef haar, hy maak oop wat hy nie mag gedoen het nie, want jy sien, nou het hy al so, sy hart so ver weggedrywe, hy is nou al so hoogmoedig, en kyk wat gebeur, vers 20, toe sê sy, die Filistyne is op jou, Samson, en toe hy uit sy slaap wakker word, ek wil net gou hier stop, sê hy vir homself, ek sal vry uitgaan, soos die vorige kere, en my losruk, kyk net, ek sal vry raak, ek sal my losruk. Dit was elke keer God wie hom die krag gegee het, die gees wat oor hom gekom het, en skielik
Ek sal nog een keer pornografie kyk. Ek sal nog een keer 'n WhatsApp stuur vir die sekretaressetjie, waar ek my hart nou met haar praat. Ek sal nog een keer, ek sal nog dit, ek sal nog dat. En weet jy wat? En net soos laas week, en laas maand, laas keer, sal ek loskom. Ek sal loskom. Hoekom? Want ek preek goed. Ek betaal die meeste tiende in die kerk. Ek sal loskom. Ek sal loskom. En Jesus skok. Want hy, vers 20, het nie geweet dat die Here het van hom gewyk nie. Dit is die saaste gedeelte in die hele verhaal van Samson. Hy het so gewoond geraak aan gisterse oorwinnings. En hier is die ooreenstemming. Baie predikers spreek en hulle bid nie meer nie. Baie praise and worship sangers sing en hulle bely nie meer nie. Some are still leading, but they stopped trembling. Samson het niemand gevrees nie, but he was still supposed to tremble in the presence of God. Maak nie saak hoe goed jy is nie, maak nie saak hoe ryk jy is nie, maak nie saak hoeveel kerke jy gebou het nie, you still need to tremble in the presence of God. Baie dink omdat die skare reageer op wat hulle doen, moet God dit goedkeur wat hulle doen. Popularity is not God's presence. Results are not always God's pleasure. God is nie beïndruk by ons titels nie. Hoor wat hierdie pastoor vanaand vir jou sê. God soek gehoorsaamheid, belydenis en getrouheid. Dis wat God soek. In hierdie verhaal maak ons Delila die vyand. Dis eintlik sad. Kyk, ek het al die sandals van Delila afgepreek in my tyd, wat ek al gepreek het. En ek dink nie dit wat was verkeerd, dit was reg. But she was not the enemy. She was an instrument in the hand of the enemy. But Samson word sy eie ergste vyand deur hoogmoed, pride. Was dit nie die sonde wat in die hemel was nie? Was dit nie die Satan? Ja, hy vat 1/3 van die engele saam met hom. As hy soveel mag gehad het, om 1/3, jy moet hier, snap jy nou, he convinced 1/3 of the angels in heaven to turn their backs on God in the presence of God. As hy 1/3 van die engele kon oortuig om hulle rug op God te draai, dan dat ek en jy sal moet baie versigtig wees. If he could convince 1/3 van die engele wie God create het, om hulle rug op hom te draai, weet jy wat kan hy met jou maak, as jy pride en hoogmoed het en dink, that I do not have to tremble. Samson was so gewoond, dat die Filistyne trembled voor hom, hulle het voor hom gebewe, and he forgot to tremble before God. En hier is 'n groot noodlot. Ek wil klaarmaak. Die mees prominentste kind van God is nie die een wie die grootste gawes het nie. Dit is die een wie nooit stop om afhanklik van God te wees nie. Ek lees weer vir jou vers 20. Toe die Filistyne, en toe sê sy, die Filistyne is op jou Samson. En toe hy sy slaap wakker word, sê, ek sal vry uitgaan, soos die vorige kere en my losruk. Want hy het nie geweet, dat die Here van hom gewyk het nie. Wow, sad. Daar's min dinge in die lewe waarvoor ek bang is. Daar's min. Maar ek vrees die dag as God sy teenwoordigheid van my af moet wegvat. Van ons kerk af, van ons movement af, van my kinders af. En party mense is so vol van hulle self, koning Saul, so vol van homself. En op die einde van die dag het hy geen ander heenkome gehad, behalwe by die heks van Endor. Daar's hoop in die verhaal van Samson. Terwyl hy staan met uitgesteekte oë, te sien hy vir die eerste keer God die duidelikste raak. En hy staan tussen twee pilare, en Samson sê, oh, forgive me, Lord, and try me one more time. En God vergeef hom. Met al die jare met sy mooi oë,
kon hy nooit die groter prentjie sien het, want dit was me, myself and I. En toe sy oë verloor, toe besef hy, ek het God nodig. En terwyl hy tremble, tussen twee pilare in die presence, nie van Dagon nie, maar van God, stoot hy die pilare om, en hy bereik sy oorwinning. Vader, ons kom na U toe en ons vra U, Here, dat U ons sal vergewe, waar ons gawes, en dit wat U ons gegee het, groter gemaak het as ons gehoorsaamheid. Partykeer groter gemaak het as die noodsaaklikheid van heiligmaking. Ek kom na U toe, Here, in hierdie oomblik, en ek bid vir hierdie kruiskyk, luisteraar en kyker, dat ons weer sal besef, dat wat ons het, is God se genade. Wat ons het, is net geleen, en dat ons sal rentmeesterskap vat oor dit, en besef, Here, dat ons nooit groot in onsself sal word nie, maar altyd sal nederig bly aan U voete. Dis my gebed in Jesus naam, amen. Baie dankie dat U gekyk het, die Here seën vir julle. Ons praat volgende Sondag weer, totsiens.